Ons luister vanoggend na die woord van die Here vanuit twee gedeeltes. Die eerste, Jesaja hoofstuk 55, daarvan die eerste 13 verse, en dan ook 'n gedeelte uit 1 Samuel hoofstuk 3, daarvan die eerste 10 verse. Maar voordat ons saam luister na die woord van die Here, verenig ons eers in gebed. Almagtige en ewige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons, u kinders, u kerk, kom buig in aanbidding voor u. Ons loof, prys en dank u. Want u is en sal altyd wees die enigste ware, lewende, drie-enige God, groot in majesteit en heerlikheid en heiligheid. Ja, u almag ken geen perke. Alles wat is, dit was wat ook al was en ook wat nog sal wees, is en word deur u geskep en onderhou. Hierdie ganse heelal, waarvan ons die eindes en die grense nie ken of kan bepaal nie. Dit alles hou u in die holte van u hand. U regeer daaroor, u is in beheer daarvan. En so is ons, u kinders, ook op hierdie aarde, wat maar 'n klein spikkeltjie is in hierdie heelal. En so die voorreg om te weet, dat u sê, ek het jou by jou 'n naam geroep. Jy is myne. Daarom dank ons u dat ons in hierdie besondere verhouding met u kan leef. Dat u ons deel van u kerk gemaak het. Dat u ons gered en verlos het uit die mag van sonde en dood, soos ons ook alreeds gehoor het, dat u ons eerste lief gehad het. En voordat ons kon kies, kon vra, het u seun ons skuld gedra. U genade is genoeg. En daarom is ons dankbaar om te weet dat ons as u kinders die ewige lewe het, dat ons sekerheid daarvan kan hê, dat ons onkeerbaar op pad is na hierdie hemelse heerlikheid, die hiernamaals. En dit is u einddoel met ons, u kinders. U lei vir ons daarheen op 'n weg. En dit begin deurdat u ons roep en ons u roepstem hoor en u dit in ons harte so wil en werk deur die Heilige Gees dat ons op daardie roepstem ag gee en reageer, dat ons dit hoor en daarna luister. Spreek self deur u woord en gees vanoggend. Bevestig u woord in ons hart en verlig ons verstand en open ons harte, dat ons sal hoor, sal luister, sal verstaan wat u vir elkeen van ons persoonlik kom sê. Dat ons vanoggend u stem vanuit u woord hoor, nie die stem van 'n swak, nietige mens. Dit alles bid ons
In die naam van ons Heiland, Middelaar en Verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Jesaja hoofstuk 55, daar vanaf vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, terwille van die Here, jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan, en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Dan blaai ons na 1 Samuel hoofstuk 3, daar vanaf vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir 'n derde maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê, en toe het die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt
hoor. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend, salig, werklik gelukkig is ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord bewaar in die hart en daarna strewe om gehoorsaam, gelowig en getrou ook volgens die woord van die Here te lewe. Verskoon. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u sal onthou dat ons verlede week hier in die erediens gehoor het, dat ons as kinders van God onkeerbaar op pad is na die ewige heerlikheid en hiernamaals. En dat dit juis God se einddoel is met elkeen van ons, sy kinders. Ons het gehoor dat ons die sekerheid van saligheid kan hê, die sekerheid van ewige lewe, dat ons nooit daaraan hoef te twyfel dat ons God se kinders is en dat ons onkeerbaar op pad is na die ewige lewe. 'n Sekerheid wat God ons gee deur sy Seun Jesus Christus en die kragvolle werk van die Heilige Gees wat hierdie weldade van Christus in ons harte wil werk en bevestig. Maar nou, hoe lyk hierdie heilsweg waarop die Here ons lei om ons by hierdie eindpunt, by hierdie einddoel te kry? En hierdie weg, hierdie orde word genoem die heilsorde. Dit loop uit op die ewige lewe, die verheerliking. Maar vir ons as kinders van die Here om daar te kom, is daar 'n sekere orde, 'n sekere weg, waar volgens die Heilige Gees die heilsweldade van Christus in ons lewens toepas. En net dat ons dit mooi in konteks sien en verstaan, want ons sal nou vir die volgende paar weke elkeen van hierdie orde van die heilsorde behandel. Dit begin by die roeping. God wat roep. En na die roeping volg die wedergeboorte, dan die geloof, dan die bekering, dan die regverdigmaking, die heiligmaking, die volharding en dan die verheerliking of die ewige lewe waarop ons dan verlede week gefokus het. Maar nou gaan ons sien hoe die Heilige Gees ons op hierdie weg lei om daar te kom. Vanoggend dan fokus ons op die roeping. So dis, geliefde broeder en suster, glo u dat dit die wil van God is dat u vanoggend hier in die erediens is? Besef u, die Here het reeds gedurende die week 'n baie dringende oproep tot elkeen van ons gerig om vanoggend hier in die erediens te wees. Om te kom hoor wat hy sê vir ons. Het u sy stem gehoor? En nou kan ons sê dat ons wat vanoggend hier is, het verseker sy stem gehoor. Ons het positief op daardie roepstem van God gereageer, want as dit nie so was nie, sou nie een van ons vanoggend hier gewees het nie. Dan sou die deure van hierdie kerkgebou nie eens oopgesluit gewees het nie. Dis God se wil, sy doel, dat ons vanoggend hier is. Hy het geroep. En ons wat hier is, het op daardie roepstem gereageer. So roep die Here ook tot bekering en verlossing. Hy roep deur Jesus Christus. Almal moet die roepstem, moet die boodskap, die uitnodiging van God hoor. Ons hoor dit, ons het gelees Jesaja 55 vers 1, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het, die kom, koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Die uitnodiging word natuurlik ook aan die einde in Openbaring 22 vers 17 herhaal. Daar staan, en die Gees en die bruid sê, kom. En dat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Die Gees en die bruid sê, kom. Laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Die water van die lewe neem, verniet. En so
so word die woord van die Here, die evangelie, op hierdie oomblik aan elkeen van ons verkondig, maar ook oor die lengtes en breedtes van hierdie aarde. Almal van ons hoor dit. Aan elkeen van ons word die vergifnis van sonde deur die Here Jesus Christus voorgehou. Dis immers die boodskap van volkome versoening, verlossing en redding. Maar nou is daar ook 'n ander kant. Die Here Jesus self in Matteus 22 vers 14 sê, baie is geroep, min is uitverkies. Wat beteken dit? 2 mense luister na die woordverkondiging. Hulle hoor die prediking van verlossing en genade deur die Here Jesus Christus. Die een neem dit dankbaar aan, die ander een bly deur dieselfde boodskap onaangeraak. Die een glo, die ander een nie. Vir die ander een is dit storieetjies, fabels, waaraan hy hom nie steur. Of 2 kinders word in dieselfde huis groot, albei word gedoop, albei ontvang dieselfde godsdienstige opvoeding. Die een het God lief, die ander een verwerp. Jakob en Esau, 'n tweeling, albei besny, albei word in dieselfde godsdienstige huis groot, onder dieselfde verbond. En toe sê die Here, Jakob het ek lief gehad, Esau gehaat. Jy sien, die feit dat ek gedoop is, die feit dat ek belydenis van geloof afgelê het, die feit dat ek die nagmaal gebruik, die feit dat ek elke Sondag getrou in die erediens is, die feit dat ek elke maand my dankoffer gee, die feit dat ek op die kerkraad dien of betrokke is by die sustersaksie, ook aktief betrokke is by al die werksaamhede van die kerk en gemeente, beteken dus nie outomaties dat ek ook uitverkies en gered is en gered sal word nie. Dit beteken dit nie outomaties nie. En dis die harde werklikheid van die evangelie. In die gemeente kan dit gebeur dat persone dieselfde godsdienstige opvoeding ontvang, tuis en by die kerk, in die verbondsonderrig. Dat hulle selfs gedoop is. Maar die een glo, en die ander een nie. Die een strewe daarna om volkome heilig te lewe, die ander een leef maar onverskillig voort in sy sonde. Hoekom? Hoe gebeur dit? En dit laat die vraag ontstaan, waarom tree mense dan so verskillend op, wat onder presies dieselfde omstandighede verkeer? Waarom kom die een tot geloof, maar die ander een verwerp Christus? En die antwoord, die troos lê dan hierin, dat die uitverkore kind van God verseker is van die feit dat God hom geroep het. Hy het hom geroep om aan hom te behoort. Jesaja 43 vers 1. Ek, dis die Here wat sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy sien, die uitnodiging of roeping kom van God af. Hy roep. In Jesaja 55 is die uitnodiging gerig oor almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het, die kom en koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. En hier word die uitnodiging gerig aan die volk wat in ballingskap verkeer. En die uitnodiging word gerig aan hulle om te deel in die verlossingsplan wat God vir hulle as sy volk beskik.
Hulle kan werklik bestempel word as mense wat honger en dors is. Honger en dors na uitkoms, na verlossing, hulp, genade. En nou sê die Here vir hierdie volk, daar is uitkoms in die totale oorgawe aan God. God skenk aan sy volk sy genoegsame genade. Hy skenk dit gratis. Dit kos niks, geen verdienste. Dit is gratis. Hy skenk aan hulle die lewe in oorvloed. Hy roep, hy nooi hulle uit. En so roep die Here steeds vir u en my vandag. Ons ook is honger. Ons ook is dors na uitkoms en verlossing. Ons verkeer ook in groot nood as gevolg van die sonde en die ongeregtigheid in ons lewens. Die Here roep ons om deel te hê aan sy verlossingsplan. Hy roep ons tot totale, volkome oorgawe aan hom alleen. Nou hoe roep hy ons? Kan ons sy stem hoor? Hoe hoor ons dan die stem van die Here? Hoe weet ons dat God ons roep, dat hy ons ook uitnooi en aan ons die wonderlike versekering dood en troos van die ewige lewe skenk? En die antwoord hierop lê in die kragtadige roeping van God, waarna Paulus verwys in 2 Timoteus 1 vers 9, as hy skryf van hierdie kragtadige roeping van God, dan sê hy daar, want wat ons gered en geroep het, met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Jy hoor hierin, geroep met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, niks met ons te doen wat ons kon gee of verdien nie, maar volgens sy voorneme en sy genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Jy sien, ons moet onderskei tussen die algemene roeping wat uitgaan wanneer die evangelie verkondig word aan alle mense en die kragtadige, effektiewe roeping van God. Die algemene roeping kom in alle erns na mense toe. Maar hoe getrou die algemene roeping, en dit is deur die verkondiging van die evangelie, hoe getrou daardie roeping ook al mag uitgaan vir die verwerpte, die onbekeerde mens, val dit op dowe ore. Hy steur hom nie daarin. Die onbekeerde mens verkies om die duisternis bo die lig te kies. Maar dan is daar die spesifieke, die kragtadige, die effektiewe roeping wat deur die Gees van God ons hart en verstand oopbreek. Hierdie roeping is baie persoonlik. Met hierdie roeping word ons nie slegs uit die duisternis geroep tot in die lig nie, maar ons word geroep tot 'n lewe van groter gehoorsaamheid en heiligheid aan God. Dit gebeur so, die Heilige Gees berei die menslike hart voor om die woord van die Here te hoor. Hy berei die hart van God se kinders voor om dit 'n ontvanklike hart te maak, dat wanneer die woord verkondig word, daardie gekieste mens, verkose deur God, dat hy of sy die woord hoor en dit aanneem met groot vreugde en danksegging. Ontvang die woord en glo dit. En onthou, geloof is ook 'n gawe van God. Die
Die kernboodskap van die evangelie is die goeie nuus van verlossing en redding deur Jesus Christus. En die wonder hiervan is dat mense wat eers onwillig was, nou gewillig word. Mense wat nie wou hoor nie, hoor nou. Hulle luister nou. Mense wat ongelowig was, word nou gelowig. En daarom kan ons praat van 'n tweevoudige roeping. Jesus Christus het dit saamgevat in die woorde: baie is geroep, min is uitverkies. Baie het dus die algemene roeping, die ernstige oproep van die evangelie gehoor. Dit is aan almal verkondig, die wêreld oor. Maar min deel daarin. Deel in die voorreg van die fees self. 'n Mens het die besondere hulp van God nodig om hierdie roeping nie af te wys nie. 'n Mens in sy eie krag is nie in staat om te reageer, positief te reageer op die roepstem van God nie. Here Jesus het buite die graf van Lazarus gestaan en hy het met 'n groot stem geroep. Hy het gesê: Lazarus, kom uit. En die dooie liggaam van Lazarus, wat al verskeie dae in die graf was, het geen keuse gehad as om op te staan en uit die graf te kom nie. En Lazarus het gelewe. Dit is die kragtadige roeping van God. God spreek en dit gebeur. Hierdie roeping van God is onweerstaanbaar, want dit is die uitdrukking van sy onweerstaanbare genade. Dit beteken wanneer God sy reddende genade in die hart van 'n sondaar mens toepas, dan kan die sondaar wat deur hom gekies is, dit nie weerstaan nie. Dit is onmoontlik vir 'n kind van God om op die roepstem van God nie ag te gee nie. Dit is onmoontlik. Die grootste weerstand smelt weg. Selfs die mees onwilligste persoon word gewillig. In Samuel se geval was dit presies net so. God het telkens geroep en Samuel het die stem van die Here nie geken nie. Ons lees dit daar. Dit was nog nie aan hom geopenbaar nie. Hy het gedink dis Eli wat roep. God het aangehou met roep en Samuel het as gevolg van die lering van Eli kon antwoord: spreek Here, u knegt hoor. Ook Samuel se hart moes eers voorberei word, sodat hy kon reageer op die roepstem van God. So wanneer die woord van God getrou verkondig word, dan is daar geen maar of miskien nie. Die effektiwiteit van die woord van God hang nie af van die persoon wat die woord verkondig nie. Die effektiwiteit van die woord hang nie af van die man of die vrou wat dit hoor nie. Dit hang nie af van die geestelike toestand van hulle harte nie. Die effektiwiteit van die woord hang net af van God wat besig is om sy ewige plan van verlossing uit te voer in die hart van sy kind. Dit is God, die Heilige Gees, wat die gesproke woord neem en dit laat werk in die harte van mense. Die Heilige Gees open ons hart en hy verlig ons verstand, sodat ons die woord wat ons hoor kan inneem, dat ons dit kan verstaan. Hy maak dit vir ons duidelik, dat die betekenis daarvan duidelik is, ook die toepassing daarvan duidelik is vir ons eie omstandighede en ons eie lewe. Dis net die Gees van God wat dit doen. Dis die wonder van die prediking. Dat ons almal vanoggend hier sit en ons hoor presies dieselfde woorde.
Maar die toepassing hiervan kan vir elkeen van ons anders wees. Want die Gees van God werk deur die gesproke woord in die harte van mense. Die Heilige Gees vernuwe ons wil. Almal van ons is van nature onwillig om te kom, onwillig om op die roepstem en die uitnodiging van God te reageer. As dit van ons afgehang het, het ons nooit daarop reageer. Die Heilige Gees stel ons in staat om Jesus Christus, wat in die evangelie na ons toe kom, te omhels. Ek omhels in die eerste plek nie 'n boek nie. Ek omhels in die eerste plek nie 'n bepaalde kerk nie. Ek omhels 'n persoon. Jesus Christus, wat mens geword het, wat gekruisig is, wat opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel, met heerlikheid gekroon is, wat nou op hierdie oomblik vir u en my intree by sy Vader. 'n lewende verlosser en saligmaker wat aan ons geopenbaar word in die woord van God. Ons kom onder die oortuigende krag van die Heilige Gees om hom te omhels, omdat hy ons eerste omhels het. Onthou, God is altyd die een wat eerste handel met sy kind. Hy het eerste gekies, hy het eerste lief gehad, hy het eerste vasgehou. En as antwoord op dit wat God in ons lewens doen, kan ons dus vir hom kies, omdat hy ons eerste gekies het. Ons kan hom lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons kan aan hom vashou, want hy hou ons vas. God roep. En wanneer hy in sy persoonlike, spesifieke en kragdadige manier roep, dan kan ons nie anders nie. Ons moet antwoord. Ons antwoord kom nie uit eie oortuiging nie. Ons antwoord kom nie uit ons eie kennis of ons eie insigte nie. Dit kom nie uit ons eie wil nie. Nee, dit kom van die Heilige Gees wat in ons woon en met ons werk. Paulus skryf in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Jy hoor, dis God wat in julle werk, nie andersom. Dis die Heilige Gees wat dooies lewend maak, wat onwillig is gewillig maak, wat ongelowig is gelowig maak, wat ongehoorsaam is gehoorsaam maak. Sonder die genade van God sou elkeen van ons vandag nog dood gewees het in ons sonde, totaal en al onbekeerd, heeltemal verlore, tot in die diepste dieptes van die donkerste duisternis, met geen hoop nie. Maar die Here het geroep. Hy het sy kinders gekies. En hy lei hulle op die pad van heiligmaking. As pelgrims deur hierdie lewe, deur hierdie wêreld tot by die ewige heerlikheid, waarheen een ek onkeerbaar op pad is. Die Here roep op 'n kragtadige, effektiewe manier elkeen van sy kinders wat hy gekies het. En hierdie roeping word deur die woord tot ons gerig en ons word opgeroep om gehoorsaam hierop te antwoord. En hierin is die troos. En dis die groot troos hiervan. Soos ons aan die begin gesê het. Hoekom het u vanoggend hier by die erediens opgedag? Dis God wat deur die werking van sy Heilige Gees vir ons geroep het. En ons het geantwoord. So roep die Here weekliks. Elke keer moet ons die woord van die Here hoor. Ons kan en mag nie die roepstem weier nie. Hy roep ons sodat ons hier in die erediens kan saamkom as sy kerk, as sy gemeente, as bruid van Christus. Om die blye boodskap van redding en verlossing te hoor, om hier Sondag na Sondag die roepstem van God te hoor
Hy roep ons tot geloof, tot bekering. Hy skenk aan ons die belofte van verlossing en redding. Ons moet dit hoor. Ons moet dit glo en dit uitleef. En daarom hierdie oproep. Luister na die roepstem van die Here en antwoord. Spreek, Here, want u knegt hoor. Mag dit so wees in elkeen van ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, aan U alleen kom toe lof en eer, dank en aanbidding. Ons dank U dat ons weet U is die getroue God, wat bemoeienis maak met elkeen van ons, met U kinders. En U beloof, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie dat U ons roep en dat ons op U roepstem kan reageer en antwoord. Spreek, Here, U knegt hoor. Ons dank U vir die sekerheid van saligheid, verlossing en redding deur Jesus Christus en die ewige lewe. Ons wil in die besonder bid vandag vir elkeen wat gebuk gaan onder beproewing. U ken elkeen van ons harte en omstandighede. Ons wil bid vir uitkoms, vir genesing, vir troosting, bemoediging, versterking. Ons bid ook dat U elkeen van ons persoonlik in die holte van die hand styf sal vashou. Ons elke oomblik van elke dag sal lei onder U bewarende, seënende, versorgende hand. Ons sal toevou in die bloed van U Seun, Jesus Christus, ons Here. Ons bid ook vir U kerk oor die wêreld heen. Ons bid in die besonder vir hierdie plaaslike kerk van U hier in Oudtshoorn, die AP Kerk Oudtshoorn, vra Here dat U ons hier sal seën, dat ons 'n baken van lig en hoop sal wees, lig vir die wêreld, sout van die aarde, deur wie U roepstem ook duidelik hoorbaar word in hierdie gemeenskap waar ons leef. En dat U alleen verheerlik word en U koninkryk opgebou en uitgebrei word. Ons dank U vir U liefde, U genade, barmhartigheid en vrede, dat ons dit alles van U kan en mag bid met vrymoedigheid, met danksegging, in die naam van Jesus Christus, ons Heiland en Verlosser. Amen.